ek's by, ja, dit sluit nogal aan by dit wat ek wil deel volgend. Markus 7, ek het nou glad hier in voorberei, maar hy sê in vers 13, Markus 7, hy sê, hy praat van menseoorlewering, as jy hierdie goed praat, hy praat van, daar's menseoorlewering wat ons glo en dan vashou, maar hierdie goed maak die woord van God kragteloos. As vers 13 sê, so maak julle dan die woord van God kragteloos deur julle oorleweringe wat julle bewaar het. En dergelike dinge van dieselfde aard doen julle baie. Maar baie keer hoor ons goed, en ek is nie teen kerke nie, maar baie keer hoor ons leringe wat in plaas om ons te bekragtig, maak dit ons kragteloos. Ek het vir u vertel van 'n dame in ons gemeente was my iets gedeel het oor genesing was net vir daai tyd gewees. 'n dokter, 'n predikant wat daar voor staan vir sy gemeente sê, luister die wonderwerke is nie vir vandag nie. En dan glo mense dit en dit maak God se woord kragteloos. En so moet ons toelaat dat die Heilige Gees die woord vir ons oopsluit. Hy is die sleutel om te hou. God het mense geïnspireer deur die Heilige Gees om hierdie handleiding vir die mens te skryf. En as ek en jy die mense handleiding wil ken, soos wat 'n nuwe kar wat jy koop, ek weet nie wie kan dit nog bekostig nie, maar as jy 'n nuwe kar koop, kry jy 'n handleiding met. En die handleiding gee vir jou riglyne, hoe moet jy hierdie voertuig optimaal gebruik. Hier is die handleiding van die mens. En die Heilige Gees het dit neergepen deur mense. En as ek en jy dit wil verstaan, dan het ons die Heilige Gees nodig om dit oop te sluit vir ons. Dankie Heilige Gees, laat U vanmôre kom. Laat U vir ons kom oopsluit die waarheid van die woord. En dat die waarheid van die woord ons vanmôre gaan vrymaak. Vrymaak van alles wat nie goddelik is nie. Alles wat kragteloos is. Menseoorleweringe. Kom vanmôre o Heilige Gees en kom praat met ons. Kom lei ons, dis ons gebed in naam van Jesus Christus. Amen. Ek wil vanmôre, ek het laasweek het ek met jou gepraat oor die woord wat geweldig belangrik is. Hoekom is die woord so belangrik vir ons? Die woord van God weet ons, die woord is die woord van God, dit weet ons. Maar dis sy wil vir ons lewens. Maar ek het vir jou gesê, daar is 3 belangrike goed hoekom ons die woord moet lees. Nommer 1, wanneer ons die woord van God lees ons die waarheid. God se waarhede vir ons. Die handleiding wat hy gesê het, is God se waarhede en dis God se wil vir my lewe. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Dis God se wil vir my en jou lewe, wat die waarheid is. Nommer 1, hoekom het ons, en dit lees jy in Johannes 17:14. Kom, ek blaai gou soontoe. Mag die Here ons genade gee om deur te kom vanoggend. Johannes 17. Ek wil dit net lees, want dit is belangrik dat ons sien, die vyand het nie 'n issue met jou nie. Hy het 'n issue met jou, maar sy geveg hy met deur die woord. Vers 17, Johannes 17:14 lees as volg. Hy sê, ek het hulle u woord gegee en die wêreld het hulle gehaat. Wanneer ek en jy staan op die woord, dan gaan die wêreld ons haat. Die vyand, die duiwel, haat die woord van God. Want hy weet, as ek en jy staan op die woord van God, gaan hy verloor. En ons sê,
As ek en jy staan by die woord, dan weet die vyand hy het moeilikheid. Want Jesus het gesê, so staan daar geskrywe, toe die vyand hom versoek. Hy het die woord aangehaal. En die woord is die wapen wat die vyand vernietig. So staan op die woord. Maar ek voel so, nee, Here, U sê dit. Ek sal daarop staan. En daar is 'n geweldige aanslag op teen die woord van God. Nommer 1, die woord is die waarheid. Nommer 2, die woord bring geloof. Ek het laasweek nie gelees, kom ons lees dit gou, Romeine 10:17. Romeine 10:17, toe dit net lees, toe dit net amazing. Die Engels is eintlik beter, maar kom ons lees hom in die Engels beter. Kom ons lees dit in Afrikaans. Hy sê die geloof is dus uit die gehoor. Die Engels sê faith comes. Geloof kom. Soos wat uit die woord lees, kom daar geloof. Soos wat ek mediteer op die woord, kom daar geloof in my hart in. En dis nie wat die vyand wil hê nie, hy wil nie hê ons moet geloof hê nie. Raai wat, en ons as regverdiges, ons sal leef deur geloof. Romeine 1:17. The righteous of the just shall live by faith. Hoe kry ek geloof? Deur die woord te lees, te mediteer, te bedink. Dis hoe ek geloof kry. Die laaste een wat ek gesê het, dit was die nommer 3. Die woord is die waarheid. Ons kry geloof om die woord te lees. Die regverdiges, dis ons sal uit die geloof lewe. En dan laastens, geloof behaag God. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Hebreërs 11:6. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Daar's een ding wat God soek by my en jou is, om in geloof te wandel. Hoe kry ek geloof? Deur vas te hou aan die woord. Mediteer op die woord. Dit wat ek sien net anders, die Here, ek staan op die woord. U is die naam bo elke ander naam. Ek voel nie so, maar Here, U is die naam bo elke ander naam. Elke ander ding moet buig voor U. 2 Korintiërs 4, kom ons bly gou soontoe. Hoe kry ek geloof? Deur die woord te lees. Maar wat beteken dit? 2 Korintiërs 4, vers 18, die wil ek gou vir julle lees. 2 Korintiërs 4, vers 8, hy sê, en dis ons, hy sê, omdat ons nie let, ek en jy, omdat ons nie let op die sigbare ding nie, maar die onsigbare ding, want die sigbare ding is tydelik, maar die onsigbare ding is ewig. Wanneer ons geloof wandel, dan gaan dit nie, en ek wil daaroor praat vanmôre, gaan dit nie op wat my 5 sintuie optel nie. Dit gaan oor wat is daar, wat onsigbaar is in sy koninkryk. Wat Jesus vir ons behaal het. Gaan dit weer lees, omdat ons nie let op die sigbare ding nie, ons 5 sintuie nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare ding is tydelik, maar die onsigbare is ewig. 2 Korintiërs 5 vers 7, want ons wandel deur die geloof en nie deur aanskoue nie. En hier is waar die moeilikheid kom. Dis waaroor ek wil praat vanoggend. Wandel ons deur dit wat ons sien en ervaar en beleef in ons liggame en ons emosies, of wandel ons volgens dit wat ons nie sien nie? Sy woord. Ek het daar's een ding wat ek met 'n passie haat, en my vrou sal dit getuig daarvan. En ek dink u is ook dalk een van hulle. En ons mag nie haat nie, maar hierdie ding haat ek. Daar's 'n ding wat ek met 'n passie haat. En dis leuns.
Leuns. En tweede een wat amper saam met hom hardloop is steel, iemand diefstal. Maar leuns, as iemand vir my leuen vertel, dan is dit vir my 'n geweldige slegte belewenis. Is daar nog van julle wat nogal erg daaroor is? Ek is baie erg daaroor, dalk te oordrewe. Interessant, die Here praat met my toe daaroor. Ek hou nie daarvan as iemand vir my leuns vertel nie. Ek dink hierdie ding kom van my ma se tyd af. Toe ons kinders was, ons was maar plotters, wat op 'n plaas gebly het, ons het ook nie alles gehad wat ander maatjies gehad het. En dan kom ek by die huis met 'n karretjie aan. Ons het nooit karretjies gekry nie, ons maar met dollosse gespeel met, verstaan, daar was nie geld vir karretjies nie. Nou kom ek by die huis met 'n karretjie, dan het my ma gesê, en was hierdie? Dan sê ek, nee, my maatjie het vir my 'n karretjie gegee. Nou baie keer was dit waar, maar baie keer was dit 'n halwe waarheid, of glad nie die waarheid nie. En dan het my ma altyd vir my gesê, daai ding gaan terug. Jy gaan gee hom terug. En prys die Here, meeste van die tyd het ek hom teruggevat en gesê, luister hier, sorry, ek kan hom nou nie vat nie. Party sou hom weggooi of wegsteek. Maar dis my ma het ons geleer, luister hier, om eerlik te wees. Ek haat leuns. En die Here sê vir my, ek ervaar die Here sê vir my, maar jy is nie konsekwent nie. Tjoh, en as die Here sulke goed sê, dan slaat hy hard. Sê jy haat leuns, maar as jy is nie konsekwent oor hierdie ding nie. En die Here sê vir my die volgende. Hy sê, daar's iemand wat vir jou leuns vertel, en jy eet dit so soetkoek op. Jy mediteer daaroor, jy bedink dit, jy bepeins daaroor, jy het selfs soms slaaplose nagte as gevolg daarvan. En toe hy dit sê, weet ek presies waarvan hy praat. Ek weet presies dat die Here sê, die vyand kom en hy vertel leuns vir jou. Hy vertel jou leuns, hy fluister goedjies in jou oor. En dan wonder jy daaraan, en dan begin jy daar bepeins, en naderhand het jy slaaplose nagte as gevolg van hierdie leuns wat hy vir jou gesê het. En toe die Here vir my dit sê ek, ja, dis waar, Here. En ek sê enigiemand wat skuldig is nie. Jy sien ons sê die woord is die waarheid. En dan kom die vyand met leuns, ding wat reg teenoor die Bybel staan. En ons wonder daaroor, en dan vat ons dit en ons eet dit so soetkoek op. En die plan daarmee is om ons te vernietig. Kom ons gaan na Johannes 8. Johannes 8. Ek wil net hê ons mooi kyk wie die vyand is. God is nie ons vyand nie. Ek gaan vanmôre vir 'n paar skrifte gee, maar ek wil vir jou nou begin sê om te sê, die liedjies wat ons gesing het, voel ons nou nie, en het baie goed gewees. Johannes 8, kom ons bly gou na Johannes 8 toe. Kom ek gaan vir jou lees wie is die duiwel. En hierdie is, Jesus praat hier met die fariseërs, en hy sê net vir hulle, luister nie, maar julle volg die duiwel, julle luister wat ek sê. As julle na my geluister het, dan sê julle my geglo het. Maar julle aanvaar my nie. Ek sê vir julle kom van die Vader, en dan praat hy daaroor dat Christus, die Vader my gestuur het, en die fariseërs wil dit nie glo nie, en dan sê hy die volgende vir die fariseërs, en nie vir ons nie, maar ek wil vir jou net wys, wie is die duiwel? Kom ons begin by 43. Johannes 8:43. Waarom ken julle my spraak nie?
omdat julle na my woord kan luister nie. Waaroor gaan dit? My woord. Dan sê in vers 44, julle die duiwel as vader, en die begeerte van julle vader wil julle doen. Hy was, luister mooi, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af. Dis nie wat ek sê nie, Jesus sê vir ons wie is die duiwel. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Nou gaan ek gevaarlike terrein toe. Kom ons los dit daar, ek gaan net die woord weer lees. Hy is 'n mensemoordenaar van die begin af. Ons begrawe nou Vrydag iemand. Die duiwel is 'n mensemoordenaar van die begin af. En hy staan nie in die waarheid nie. Omdat daar in hom geen waarheid is nie. Ransie, wil jy net my lewende Bybel vir my kry in my kantoor asseblief? Die sleutel is daar. Ek wil hier net in die lewende Bybel vir u lees. Hy sê, ek gaan net weer lees, hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie vir die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. En wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is, en die vader daarvan. Hy is 'n mensemoordenaar, en hy is van die begin af 'n leienaar. Met ander woorde, alles wat uit die vyand uitvloei, alles wat hy vir my en vir jou sê in ons gedagtes, onthou hier is die slagveld, wat teen die waarheid is, kom van die vyand af. En sy plan is om te vernietig, om te slag, steel en te verwoes. Hy is die een wat die leuns na ons te bring, dankie. Ek wil dit net gou vir jou lees in hierdie Bybel, lewende Bybel, hoor wat sê in Johannes. My vrou het Johannes hier uitgeskeer. Johannes 8, vers 44. Ek lees dit gou vir jou. Hy sê, want julle is kinders van die duiwel. Dit is hy wat julle vader is. En dit is sy begeertes wat julle doen. Van die begin af was hy daarop uit om mense dood te maak. Moenie wonder wie maak dood nie. Moenie die verkeerde en skuldig beskuldig nie. Die Bybel sê, hy van die begin af was hy daarop uit om mense dood te maak. Hy haat die waarheid. Wat is die waarheid? Die woord. Hy haat die waarheid. Daar is nie 'n druppel waarheid in hom nie. As hy lieg, wys hy sy ware klere, want hy is die opperste leienaar. Dit is van hom wat alle leuns kom. Sjoe. Ek kan dit hier stop. Met ander woorde, wanneer ek dit wat in die woord staan betwyfel, as gevolg van idees en gedagtes wat na my kop toe kom, dan is dit die leienaar wat leuns na my toe stuur. En die leienaar gebruik mense. Hy kan gedagtes op vir ons gee, maar baie keer gebruik hy mense, selfs geliefdes of mense wat baie belangrik is, en hulle kom skinder of sê iets in my oor wat teenoor die woord staan. En dan sê ons, miskien is dit waar. Ja, dit maak nogal sin. Dit lyk so.
Ek het dit gedoen. Ek weet nie of die Here my vergewe het nie. Ek weet nie of God na my luister nie. Dit lyk nie of God vir my is nie. Here, ek kan U nie hoor nie. Waar is U? Al daai gedagtes kom na ons toe en dit staan reg lyn teenoor die woord. Lynreg teenoor die woord van God. Hy doen dit met my en ek glo hy doen dit met jou ook. En daarom sê die Here vir my, Chris, jy moet konsekwent wees. As jy dit haat as mense vir jou lieg, dan moet jy haat as die vyand leuns na jou toe bring. Via gedagtes, via mense, via my, luister mooi, via my 5 sintuie. Wat ek voel, wat ek ervaar, wat ek hoor, wat ek proe, wat ek sien. Die vyand gaan daai leuns na jou toe bring. Wat gaan jy daarmee maak? Kom ons kyk wat sê die Bybel wat met ons daarmee maak. Kom ons gaan na 2 Korintiërs 10 toe. 2 Korintiërs 10. Twee Korintiërs 10 vers 3. Hy sê, of weet julle nie, want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie. Met ander woorde, wat Paulus sê, hy sê, luister, jy leef hier op aarde, jy is vleesmens. Maar dis nie wie jy is nie, jy is 'n eerste geesmens. Jy is 'n geesmens wat 'n vlees het en wat 'n siel het. Hy sê, want alhoewel ons in die vlees wandel, voer ons stryd nie volgens die vlees nie. Nie met my 5 sintuie nie, ek kan nie wen met my 5 sintuie nie. Hy sê in vers 4, want ons wapen van ons stryd is nie vleeslik nie, maar kragtig deur God om vestings neer te werp. Deur God. Vers 5, terwyl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word teen die kennis van God en elke gedagte, nie sommige gedagtes nie, dis waar ek wil uitkom, en elke gedagte gevange neem tot die gehoorsaamheid aan Christus. Met ander woorde, elke gedagte wat hiernatoe kom na my kop toe, wat nie in lyn is met dit wat die woord sê nie. Sê, hier is die plek vir jou nie. Gaan nie na jou luister nie, want dit is nie die waarheid nie. En dit beteken nie altyd 'n sonde nie. Kom ons gaan na Romeine 8 toe. Romeine 8. Maar hy sê, ons wapens is kragtig om elke vesting, elke skans, elke gedagte te vernietig. Maar dan kan ons dit nie in die vlees veg nie. Ons moet dit in die gees veg. Romeine 8. Ek gaan nie alles kan lees, kom ons begin by vers 1. Daar is dan geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Moet nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Daar's geen veroordeling. Engels is, there's no condemnation. Daar's geen veroordeling nie. Hoekom? Want Jesus die volle prys betaal. Ek gaan net nou iets daaroor sê. Reg, kom ons gaan af na vers 5 toe. Hy sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. En hierdie woord vleeslik beteken nie sonde nie. Hierdie woord vleeslik beteken jou 5 sintuie
Hou jou vinger in Romeine 8. Kom ons gaan na Judas. Tweede laaste boek in die Bybel. Judas. Daar is 35 hoofstukke. Ons gaan die 36ste hoofstuk lees. Nee, Judas, daar is net een boek, Judas 1, vers 19. Ons lees gewoonlik vers 20 en 21. Maar hoor wat sê vers 19. Ek kan nie die res lees nie, ek gaan nie tyd hê. Hy sê, dit is julle wat skering maak, sinnelike mense, wat die Gees nie het nie. Sinnelike mense beteken mense wat deur hulle 5 sintuie gelei word. Dis waarvan hy praat. Vleeslik te wees is om deur ons 5 sintuie gelei te word en nie deur die Gees nie en nie deur die woord nie. Ons terug by Romeine 8. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Dis wat in my kop aangaan. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Nou vers 6, hy sê, want wat die vlees bedink, is die dood. As ek toelaat, laat die leuns van die vyand hier in my oor sing, en ek begin mediteer daaroor, en dit glo en bepeins, raai wat, bring dit die dood. Ek gaan dit lees en ek hoop ek kom by Jakobus uit. Hy sê dit bring die dood. Vers 6, ek gaan dit weer lees. Hy sê want wat vleeslik is die dood. Maar wat die Gees bedink, hoor bietjie, as ek geestelike dinge bedink, gaan dit vir my lewe gee en vrede, peace. Vrede, maak nie saak wat ek hoor, maak nie saak wat ek sien, maak nie saak wat ek proe, maak nie saak wat ek voel, ek het 'n vrede in my. En ek hou vas aan die woord, sê Here, U woord sê van my die volgende, en ek glo dit. Waar is die geveg in ons koppe? Laat ek dalk net die laaste skrif, ja. Laat ek die laaste skrif lees. Kom ons gaan na Romeine 8, na Jakobus 1 toe. Jakobus, is net voor Petrus, Jakobus 1. Ek wil, ons gaan na vers 13 toe. Hy sê, laat niemand as hy in versoeking kom sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word en self versoek hy niemand nie. Vers 16, moenie dwaal nie my geliefde broers. Elke goeie gawe en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van ligte, waar daar geen verandering of skaduwee of ommekeer is nie. Hoekom het ek hierdie skrif gelees? Ek lees dit om vir jou en vir my te sê, daar's niks wat uit God se hart uitvloei na my en jou, sy plan vir my en vir jou, wat sleg is nie. As jy dit beleef, moet jy weet, dit kom nie van God nie, want God het gekom om vir ons lewe en lewe in oorvloed te gee. God het gekom om ons te seën in Christus Jesus.
En hy het goeie gawes vir ons gegee. En wanneer daar leuns na my toe kom, ek het dit geskryf, maar laat ek dit maar sê, ek kan nie onthou waar het ek het gekry, maar, daar is veral twee dinge wat die vyand kom met leuns. Hy kom met my verlede, dinge wat ek gedoen het in die verlede. Ek gaan vir u 'n voorbeeld gee. Toe ek jonger was, het ek iets verkeerd gedoen, en ek het dit bely voor die Here. En hy het my vergewe, luister mooi wat ek sê, want ek sê dit met doel. Ek het dit bely voor hom. Hy het my vergewe. Kom sê 10 jaar terug. Het hy my vergewe. En dan staan ek hier, en dan bid ek, diep in aanbidding, raai wat, en dan bring die duiwel daai dingetjie terug na my toe. En dan wonder ek, Here, het U my vergewe? Is ek vry van die ding? Want die vyand bring iets van die verlede, leuen, luister mooi, wat nie meer bestaan nie. Want Christus dit weggewas. Hy sê, hy dink nooit weer daaraan nie. As ons ons sondes bely, hy vergewe ons. Dit bestaan nie meer nie. Maar die vyand bring dit na my toe, en dan dink ek, Jene, ek het gebed nodig, ek moet bevryding gedoen. Nee, dit was nie in my hart meer nie, dit bestaan nie meer nie. Die vyand wil graag hê, luister mooi, die vyand wil graag hê, ek moet dink, dit is nog steeds binne in my. Nee, hy wil inkom met die leuns. En as ek daai leuen vat, dan begin dit weer sonde bring, en dit bring die dood. Hy bring die verlede na jou toe, wat nie meer bestaan nie, en hy beskuldig ons daarvan. En dan voel ons minderwaardig. Here, ek kan nie, want ek sit nog met die ding. Nee, jy sit nie met daai ding nie. Die vyand wil graag hê jy daai ding weer vat. Christus het my vrygemaak van dit. Hy dink nie daaroor nie, hy dink nooit weer daaraan nie, sê die woord. Reg, hy doen dit, of wat die vyand, en dit bring baie keer minderwaardigheid by ons. Ek gaan net 2 goed noem. Nee, kom ons lees, ek gaan vir jou 'n paar goed lees. Hierdie goed is nie van God nie. Vrees, angs, Engels praat van worry. Ons worry baie keer, depressie, woede, jaloesie, onvergewensgesindheid, meerderwaardigheid. Meerderwaardigheid. Die pastoor sê, die dominee sê, of iemand sê, luister hier, gaan bid vir iemand, of gaan groet iemand, en dan sê die stemmetjie vir jou, ek sal dit nie doen, wie die hel dink is hy. Ek sal dit nie doen nie. Ek sal nie daai kans vat nie. Want ons voel ek is meer as dit werd. Ek sal my nie so verneder om dit te doen nie. As kies vir die sterk woord, maar baie keer is dit wat mense sê. Ons voel, ek is in 'n ander klas. Die Bybel sê ek leef nie meer nie. Ons is almal in een klas. In die klas van Jesus. Een klas. Hy doen dit, meerderwaardigheid of minderwaardigheid. Kom sê, wie dink jy is jy? Jy is nie goed genoeg nie. Jy is maar een van die, as kies vir sterk woorde, maar ons dink dit, jy is een van die palukas hier onder rond. Niemand weet van jou nie. God kan jou nie gebruik nie. Jy is nie gekwalifiseerd nie. Kyk jou verlede. Kyk wie is jou ma. Kyk wie is jou pa. Kyk wat jy gister gedoen. En dan voel ons minderwaardig. Want die vyand kom met leuns na ons toe, en ons glo dit. In plaas dat ons sê, Here, maar dis wat U sê. Dis hoe U ons sien. Ek wil afsluit met, toe ek gisterand wil gaan slaap, ek was al in die bed, toe gee die Here vir my skrifte, toe sê hy, staan ek weer op, en ek gaan skryf dit neer. Daar's baie beloftes in die Bybel,
Daar's hordes, daar's te veel om te noem. En ek ervaar die Here gee my 7 skrifte, wat ek met jou, en ek gaan hulle nie eens lees nie, maar wat jy moet, dis goed wat ek gebruik, wanneer die vyand aanval, om hierdie skrifte te bely en te sê. My boetie en sussie, ek wil vir jou vra, jy gaan die skrif moet ken. Die enigste manier hoe jy gaan oorwin is, om te sê, maar God sê, want dit was die patroon wat Jesus vir ons gegee het. Toe die duiwel met halfwaarhede kom na Jesus toe hom versoek, toe sê Jesus, maar daar staan geskrywe. Hy het 'n skrif aangehaal om die leuns van die vyand te vernietig. As ek en jy, wanneer daar leuns kom hiernatoe, dan moet ek weet wat sê die skrif vir my. En ek het die Here gesê, Here, hy gee toe vir my 7, daar's baie meer as 7, maar ek wil vanmôre vir jou 7 skrifte gee. Om vir jou te sê, hierdie goed hou ek in my hart vas, want hulle help my wanneer die vyand aanval, om dit te quoteer, om sê, maar daar staan geskryf. Nommer 1. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie. Waar staan dit? Numeri 23 vers 19. Het is belangrik dat jy dit weet. God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Dankie Here. Die woord is die waarheid. Daar's geen leuns in nie. Daar's geen bedrog in nie. Daar's geen skaduwee nie. Ek kan nou opstaan, hy's nie 'n leienaar nie. Die tweede een wat die Here vir my gee het, hy het my verlos uit die mag van die duisternis en oorgebring na sy koninkryk van sy seun van liefde, en dan het ek bygesit lewe. Dit is Kolossense 1 vers 13. Het is belangrik dat jy weet, as die vyand aanval met siekte, veroordeling, wat ook al, dan dat jy kan sê, dankie Jesus, ek is nie meer in daai koninkryk nie. Ek is in daai koninkryk van dood, hel, probleme, chaos nie. Hy het my oorgebring uit daai koninkryk van duisternis. Ek is nou in die koninkryk, ek behoort nou aan U. Baie belangrik dat jy sal weet. Dankie Here. En daarom, dan kan ek sê, daarom vyand, jy het geen reg in my lewe nie. Jy het geen reg om hierdie pes, hierdie siekte na my toe te bring nie, want ek behoort nie meer aan jou nie. Jesus het my dier gekoop. Ek is nou in sy koninkryk. Die derde een. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Jy moet dit weet. Daar's niks wat my kan skei van die liefde van God vir my nie. Niks. Ek kan niks doen om meer liefgehad te word deur hom nie. Ek kan niks doen om minder liefgehad te word deur hom nie. En almal sê, is belangrik dat jy dit weet. Maak nie saak hoe ek voel nie. Here, dankie. Daar's niks wat my kan skei van U liefde nie. Nommer 4. As God vir my is, wie kan teen my wees? Romeine, die vorige een was in, het ek gesê, waar staan dit? Niks kan my skei van liefde, dit staan in Romeine 8, 35, 39. Niks kan ons skei, geen dood, geen mag, niks kan ons skei van die liefde van God nie. Reg, dit was die 3de een. Die 4de een, as God vir my is, wie kan teen my wees? Romeine 8, 31, en jy kan skryf 2 Korintiërs 2, 14. Maar gebruik veral Romeine 8, 31. Wat sal ons vir al die dinge sê, wat in die wêreld aangaan? Die politiek, die oorloë, wat ook al. As God vir my is, wie kan teen my wees? Nommer 5, dit staan Romeine 8:31. Nommer 5,
alle geestelike seëninge in die hemel, in die hemelse plekke, is myne. Baie belangrik. Dit staan in Efesiërs 1 vers 3. Al die geestelike seëninge in die hemelse plekke, dankie Here, is myne. Dit beteken die Here my toegerus. Die Here my toegerus. My boetie en sussie, ek hoef nie te vra en te soebat vir seëninge nie. Ons is geseënd, hoekom? Want ons erfgename. Ons is kinders van God. Jy's 'n kind. Jy hoef nie te soebat nie. Kind gaan na die yskas sê, hey, hier's iets, eet dit. By die Makketeese, dis hoe dit gewerk het by ons huis. Ons was nie baie streng soos die pommies nie, wat jy moet daar wees as dit etenstyd is, dan moet jy daar wees. Ek het vriende gehad wat so was. As dit etenstyd is, dan is jy daar. Jy is ordentlik aangetrek, jou gesig en hande is skoon gewas, jou hare is gekam. Dit nie by Matteus so gewerk nie, die hare is net so in die wind gelos. Maar jy moes stiptelik daar wees, jy moes ordentlik aangetrek gewees om te gaan eet. Nie by ons nie, ons het vrye teels gehad. Ons het geëet wanneer ons honger is. As ek honger is, dan pa mag sê, gaan geniet. As daar is, dan eet ons. Reg, ek wil nou nie verder uitbrei daar, maar God seën ons, dis sy hart. Jy hoef hom nie te vra nie, sy hart is om jou te seën. Nie net met die op aarde nie, maar met die hemelse ook. Nommer 6, my geliefkoeste skrif, ek is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God vir my beplan het, en ek moet daaraan wandel. En dis ook om God net goed. Jy moet dit weet in jou hart. As dinge gebeur wat sleg is, sê Here, ek weet dis nie U nie. Verstaan dit dalk nie. Maar Here, U het goeie planne vir my. En dankie Here, daai planne sal manifesteer in my lewe. Amen. Jy moet die skrifte ken. Het gaan nie altyd maklik en gemaklik met die Matteus nie. Nee. Ons hou vas, die Here het goeie planne vir ons. En die laaste een, nommer 7. 7 is die, wat se getal my vrou? 7 is die volmaakte getal. Toe die Here van hierdie 7 skrifte gee, sê dankie Here. Op elke manier wat die vyand gaan aanval op jou gedagtes, kan ons dit weerstaan met die waarheid van die woord. Die laaste een. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee. En dit staan in Filippense 4 vers 13. Filippense 4 vers 13 jy ken. Ek is tot alles in staat deur Christus Jesus wat my die krag gee. Amen. Hy is ons bron. Hy is ons koning. Daar is baie skrifte nog. Terwyl ek hier staan, dink ek nie eens 'n skrif aangehaal oor die Heilige Gees nie. Maar soveel skrif, maar my boetie en sussie, wat ek vir jou môre vir jou wil sê is, as jy leuns haat, kos wees konsekwent. Wanneer die vyand leuns bring, deur my 5 sintuie of deur mense, laat ek sê, hier's geen plek vir jou in my brein nie. Ek gaan bedink wat daar, Kolossense 3, ek gaan bedink wat daar bo is, en nie hier op die aarde. Kom ons blaai gou so, kom ons sluit met dit af. Kolossense 3, daar is 'n ander skrif wat ek wil lees, maar ek gaan dit nie kan lees nie. Kolossense, ja, dalk moet ons dit lees. Kom ons gaan na Kolossense 3 toe, ons begin met vers 1, hy sê, as julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is, en aan die regterhand van God sit. Wat moet ons soek? Ons die dinge soek wat daarbo is.
die onsienlike. Hy sê, bedink die dinge wat daarbo is, en nie op die aarde is nie. Want jy het gesterwe en jy lewe saam met Christus verborge in God. My boetie, laat ons sal bedink wat daarbo is, en nie wat die vlees begeer nie. My Here, wat sê U? Wat is U plan vir my? Wat is U hart vir my? Amen. Die laaste skrif is in Hebreërs 4. Ek voel ek moet dit tog vir u lees, Hebreërs 4. En in Hebreërs 3 praat hy oor, die Jode het die beloofde land nie ingegaan nie. Alhoewel God gesê het, luister, ek gaan dit vir julle gee, het hulle dit nie aangegaan nie. Hoekom? Omdat hulle dit nie geglo het nie. Hulle het leuns geglo en dit het veroorsaak dat die beloofde land nie ingaan het. Dit kan jy gaan lees, hulle het in sy rus nie ingaan nie. Hoofstuk 3 vers 18 gaan ek lees. Hy sê, aan wie het hy gesweer dat hulle die rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaames. Ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. En nou hoofstuk 4, ek was lees maar van vers 1, hy sê, laat ons dan vrees dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het nie. God het, daar's 'n rus wat hy wil hê ons moet ingaan. Maar daar's 'n voorwaarde. Wat is die voorwaarde? Vers 2. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan die Jode. Maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met geloof verenig is nie. Die Jode het gehoor, maar hulle het nie ingegaan sy rus nie, omdat hulle nie geglo het nie. En nou sê hy vir my en vir jou, ons kan dit hoor, as ons nie dit uitoefen in geloof nie, gaan ons nie die rus ervaar beleef nie. My boetie en sussie, ek sluit af om te sê, kom ons hou vas aan sy woord. Dis die waarheid. Moenie toelaat dat die duiwel jou verlede bring na jou toe en sê, wie is jy? Jy kwalifiseer nie. Nee, die Here sê ek kwalifiseer. Hy sê ek se wenner. Hy sê, laat ons daarop sal staan. Amen. Kom ons glo sy woord. Sy woord is die waarheid. En God werk met sy woord. Kom ons sluit af. Dankie Hemelse Vader vir die waarheid van die woord. O, U het duisende jare terug al neergepen, maar dit is nog steeds waar, en dit is nog steeds kragtig, dit is nog steeds skerper as 'n tweesnydende swaard, wat skeiding bring, Here. U woord is kragtig, lewend, en ons prys U daarvoor. Dankie dat U woord nog steeds praat, nog lewe, Vader, en dat U deur die woord met ons wil praat, sodat ons lewe en lewe in oorvloed sal beleef en ervaar. Here, ek wil bid vir elkeen van ons wat vanmôre die woord hoor. Help ons, laat ons dit sal mediteer op die woord. Die woord sal glo en laat ons dit sal uitvlees. Laat ons dit sal uitlewe, Here. Help ons, laat ons elke leuen sal weerstaan in Jesus naam. Laat ons nie leuen sal toelaat in ons siele nie. Maar laat ons sal sterk staan op die woord. Dit sal glo en dit sal uitleef. Vader, ek bid vir elkeen van ons. Verlos ons van die bose. Verlos ons van die leenaar, die moordenaar, van die begin af, wat net leuns vertel. En help ons, laat ons sal vashou aan U woord, wat U wil is vir ons. Dankie Heilige Gees, dat U ons gaan lei. Ons eer en prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Halleluja.
Ek deel U met U goed, want dis die goed wat die Here in my deel. Ons gaan die Here eer met ons tiendes en ons offergawes. Kom ons kry net ons beursies gereed. Kom ons saai. Kom ons gee. Ek wil terwyl ek daaroor praat, volgende week is 'n spesiale diens en ek wil vra selfs in jou tiendes en offergawes. Kom ons bring 'n lofoffer vir die Here. Kom ons sê vir hom selfs dankie met ons finansies. Sê Here, is goed. Is goed gewees. Is goed gewees vir ons. Dankie Here dat U goed is vir ons. Dankie dat U altyd vir ons is en nooit teen ons is nie. Dankie dat U ons bron is en ons voorsiener. Here, en ons eer en loof U daarvoor. En daarom as ons nou terugbring vanmôre na die skathuis soos wat U woord sê, Here, dan loof ons U daarvoor. Dankie vir die voorreg wat ons het om te kan saai. Word verheerlik daardeur, Vader, is ons gebed in Jesus naam. Amen.